Maar dis 'n ding van ons is geneig om Daar's nie hoop nie. Daar's nie hoop nie. Nee, ons is geneig om die ding te doen van ons moet eintlik in omstandighede wees waar ons nie onsself kan uithelp nie. Want sodra jy in 'n omstandigheid is waar die Here jou help, daai weet jy dan dit is nie van my af nie. Welkom terug Gerry, episode 48, amper 50. Jo, ons is amper daar. Ons is amper daar. Ons beplan iets baie spesiaals vir die 50ste. Ek weet nog nie wat ons beplan nie, maar ons beplan iets vir die 50ste. Ja, ek verstaan dit om so te wees dat ons iewers gaan spesiaal wees. Ons sal onsself iewers posisioneer, bietjie anders te vir daai dag. Ek dink dit sal goed wees. Ja, 50 is nogal 'n redelike getalletjie. Ja, half century. Ja, dit jou is dit op. Ja, dankie. Daai ene. Ek sal nou niks verder sê oor ouderdom nie. Gerry, dit is aanbeweeg na ons tema vir die week toe. Ons is besig om skaak te speel. Ja. Dis wat altyd heerlik is. Ons is daar. Ons het tyd gaan op vreeslik vanaf verby. Ons het gesels oor Job. Wat was 'n eventvolle oggend vir jou gewees? Die storie van Job en dit ons by Josef stilgestaan vanoggend. Gisteroggend het ons stilgestaan by Moses. En daar sy storie gekyk en almal het die een ding gebeur dat hulle op plekke was waar dit regtig gelyk het. In Moses se geval letterlik. Hy kon nie links nie, hy kon nie regs nie. Hy kon seker bietjie vorentoe gaan as hy wou wat nat word en hy kon seker agtertoe gaan as hy as 'n gevangene wou terug aan Egipte toe, maar hy was amper in 'n onmoontlike situasie gewees, Marias. En ons verwys na die storie in Eksodus 14 in sy lewe uit waar Moses die volk uit Egipte uitgelei het en nou is hulle skaars so by die eerste hoofstraat uit van Egipte en nou is hulle vir die see beloofde land lê voor hulle. Water is daar en Farao besluit ek gaan julle terugbring. En nou is hy in 'n moeilike situasie. Nou, ek wil vir iets lees vanoggend en dan kan ons kyk waar die Here hierdie ding vat vanoggend, maar die volgende wil ek vir jou lees. Hy sê, too many believers are satisfied with escaping trouble. But God's plan is bigger. He wants to destroy the very thing that's been chasing you. Kom my gebroke Engels lees ek dit vir jou weer. Too many believers are satisfied with escaping trouble. But God's plan is bigger. He wants to destroy the very thing that's been chasing you. So nogal 'n groot stelling nie, want in ons almal se lewens is al goed wat ons jaag. Kom ons noem dit sonde. Kom ons noem dit verslawings, daai klein goedjies, daai klein gewoontetjies, die goed van ons verlewe, en partykeer sit ons dit iewers onder 'n klip hier, ons deel nie heeltemal daarmee nie. Ons is bewus daarvan, maar ons deel nie daarmee nie. En dis eintlik 'n geweldige gevaarlike ding om te doen het, nie? Ja. Want die beloftes van die Here is hier voor ons en daai goeders en die potensiaal om ons weg te hou van dit het. Maar partykeer plak ons hierdie pleister op die goedreas. Ja, en ons vergeet ook. Ek dink ons speel 'n speletjie, dis amper soos een van, ek weet nie, die jou kinders klein was, daai wat hulle gaan, as daar nou iemand vreemd is wat vir hulle gesigte trek of so, en dan hardloop hulle na die papa of mamma toe, dan is dit en dan word ook 'n bietjie weer lou en dan gaan hulle dan skrik hulle weer, dan hardloop hulle na jou toe. En is daai heen en weer speletjie wat ons mee besig is, daai, weet jy wat, ons raak net nie ontslaaf van 'n ding nie. Ons is besig met hierdie, eintlik die helfte van die tyd, ons weet nie wat nie. In Moses se geval ook, hy sal klaar deur soveel goeters tot op daardie punt gekom het. En baie keer sê ons nogal, maar hoekom het die Israeliete so baie foute gemaak? Hoekom het hulle die hele tyd so aangehou? Want hulle het dan nou die 10 plaae gesien, hulle het hierdie, ons weet nou later in die storie, die see gesien, skei en maar nog steeds is hulle besig met nonsens en nog steeds. Ons daai. Ja, nee, ons is ons storie ook daai dit, né? Ja, ons mis dit met geloof, want Hebreërs 11 wat praat van daai sekerheid en dit wat jy nie kan sien nie. Dis wat geloof is. En ons probeer geloof na iets standvastig toe bring, na iets tactile, soos die Engels sou sê. En dan wat die Here doen is sê, jy moet glo in my en wat ek mee besig is en wat ek doen, en jy moet ophou met hierdie goedjies. Dis nie so eenvoudig nie. Hoekom stamp jou kop teen dieselfde klip? Ja. Wat gaan aan daar? Ja, Jegrias, wat is uit die see? Wat is as die see meer net was as escape routes. Nou, die Afrikaanse puriste as dit meer as dit was, want ek dink dit was meer as dit gewees het. Die storie lyk dit nie, maar daar was baie meer waarde dit. Daar was 'n groter oomblik as net hierdie, as jy het hierdie oomblik, die Here het ons nou geweet,
Ja. Hierdie situasie gaan voorkom. Wat van as dit iets meer was net as 'n plek om uitkomste te gee of as 'n escape route na die volgende pad. Wat as? Ja, die element van die water wat voor, en is baie goed in die Bybel, wat Goliat is nie net 'n reus nie, dit is soveel, die stereotype, die see is nie net hierdie een ding nie, dis eens om vir Moses iets te wys, te herinner eintlik meer, dit is vir die volk van Israel, regtig vir hulle te wys. Ja, regtig vir hulle te wys, dis ook 'n al Egipte se atoombom, dis 'n manier om jou vyand ontslae te raak, dus die Here gebruik hierdie een ding. En hy het soveel goed wat hy vir ons wys en vir die Israeliete wys, vir die in ons storie vir ons wys, dat hy is goed oor jou pad, wat hierdie woeste ding wat voor jou verskyn, maar is goed besig om jou te jaag, en nou moet jy op die Here vertrou en jy moet dit doen, en hierdie ding is eintlik net 'n manier vir my om te wat, nou Here, hoekom sit ek nou weer in hierdie plek, hoekom is ek nou hier so vasgekeer? En die Here sê, jy dink hierdie ding is een ding, maar eintlik is dit iets ongeloofliks, en moenie net verwag dat dit een les gaan wees nie, ek dink dit was 'n paar Daar was 'n paar oomblikke daar gewees het, en 'n paar goed wat hulle moes geleer het daarso. En goed waarmee ek en jy baie keer sukkel Rias. Ons wil nie partykeer met goeders heeltemal deel in ons lewens nie. En die skerry ding is dit, ons weet wat weer uitdaging wat voor ons is, ons weer uitdaging wat agter ons is, en dan probeer ons half hierso nog ons probeer al verskonings maak, ek sukkel met hierdie ding of hierdie storie, terwyl die Here iets in ons lewens wil doen, wat baie meer is net as om 'n pleister te plak oor my, jou gebrokenheid, oor ons verslawings, oor ons sondes, dat hy 'n volkomme werk wil doen het. Ja, ek probeer nou dink, soos veral die storie van Moses en wat hy alles met daai kierie gedoen het. Die meeste van die tyd, die een storie wat ek die meeste doen, is ek sla die klip met die kierie self, dis hoe die Here my gaan verlos, of kom ons veg maar met hierdie ding. Die Here gaan my krag gee. En Moses het nou nie Dawid se storie gehad met die slingervel nie, maar daar's baie maniere hoe ons probeer weghardloop, ons probeer slim plannetjies maak, ons probeer laaste uitweg te beklei, te staan en te sê, Israeliete, ons is een man, en jy kan dink as dit 'n regte Hollywood storie was, dan sou hulle nou almal omgedraai het, en dit is een of ander Moses wat voor is, wat hardloop. Ja, wat sit Mel Gibson se raaf verbykom hardloop het. En dis hierdie ding wat ons doen, ons probeer, ek dink coping mechanism, survival of the fittest, daai tipe goeders leer vir ons, maar was seker 'n manier om goed te hanteer. Hardloop weg vir dit, of veg, fight or flight is nou instinktieflik, maar ek dink die ander een is vertroue moet eintlik meer wees. Die eerste ding wat jy doen is vertrou. Absoluut, want as hulle uit die rooi see uitgegaan het, was dit ook nou nog nie heeltemal die land van melk en honing nie. Hier was 'n paar uitdagings gewees. Dis asof die Here vir hulle 'n paar belangrike lesse wou geleer het voordat hulle verder reis. 'n Paar lesse oor om te vertrou, om gehoorsaam te wees net. Nou ek kon dink hoe ouens begin rondtrippel het. Hulle sien die stof van die Egiptenare kom, en die nattigheid van die see is voor hulle. En daai oomblik kom die Here en hy sê, julle moet my vertrou en julle moet gehoorsaam wees. En is daar twee goeders is dink wat belangrik is in ons lewensreis, wanneer ons voor daai oomblikke kom, ons almal se lewens, wat ons kom vir hulle, is om te vertrou en om gehoorsaam te wees net. En dan baie keer wat die Here vir ons sê, wat net nie menslik sin maak nie, nê? Ek sou heel moontlik gedink het, vat 'n bietjie paar ouens, miskien 'n paar kanne hier, om ons die water uitgooi, maar die Here sê, vat jou kierie, en strek hom oor die see, en hy sal oopgaan. Absoluut, maak geen sin nie. Jy het, gaan hierdie kant om, of gaan links om, en hier is die water bietjie laer, want dis ons al so klomp teorieë oor die water wat, maar om gehoorsaam te wees en om die Here te vertrou, dink ek was die twee belangrike lesse wat die Here hulle wou leer. Maar as jy kyk na die hoeveelheid mense en alles wat moes gebeur het van daar af, was vertroue 'n baie belangrike les om vas te hou. Om te weet, jy kan nie nou ewe skielik klomp mielies plant, of jy kan nie by die Spar stop en vir jou gou vinnig kos kry nie. Niks nie. Dit is die Here het geweet, daar gaan 'n tipe vertroue gebeur in die woestyn, of in die diaspora amper, maar dit is 'n bietjie later, maar in daai 40 jaar, het die Here geweet, so jy gaan as hulle groot les moet leer, hulle het 'n bietjie gedop, na die tyd ook, was 'n paar gevalle, van slange wat jou jaag, tot goue beelde, ensovoorts, maar konstant is die Here besig om te sê, hier is geleentheid vir jou om my te vertrou, om op my te kan fokus, en dit gebeur die hele tyd, in die plaag gebeur dit fokus op die Here, in die see gebeur dit fokus op die Here, en die slang is 'n goeie voorbeeld, fokus op hierdie staf, daar's al hierdie goed, die gebooie, fokus op die Here, vertrou op hom, dit is wat hy vir jou sê, hou aan vertrou. Loop 7 keer om, daar's hierdie hele storie van vertrou wat die Here konstant herhaal, en dit is nie net met die Israeliete nie,
ons is besig om dit elke dag net te vergeet. En So kom kan ons het- weer so op kan dieselfde plek. So kan dit wees, Rias, dat die Here die uitdagings van die lewe gebruik om eintlik iets in ons lewens te doen. Ja, ek hoop so, dan alles ten goeie meewerk. Ja. Maar Maar dis die groot les dit. Ek dink ons goeters wat ons leer in die uitdagings van die lewe, wanneer ons gekonfronteer word met onmoontlikhede wat ons nie aan ander plekke kan leer nie. ja, want Hoe leer jy dit nou? Hoe sou jy die les geleer het van gehoorsaamheid en vertroue as dit nie vir daai oomblik was nie? Want as bedoel, dit is ook nog die slegting van die mens dit, nee. Ek bedoel, hulle sien hierdie see oopgaan wat 'n absolute wonderwerk is. En dan tog dan daar sien ons hoe duik hulle nie ek. ja. Maar dis 'n ding van ons is geneig om Daar's nie hoop nee. nie. Daar's nie hoop nie. Nee, ons is geneig om die ding te doen van ons moet eintlik in omstandighede wees waar ons nie onsself kan uithelp nie. Want sodra jy in 'n Daar's 'n omstandigheid is stelling, ja. waar die Here jou help, daai weet jy dan dit is nie van my af nie. En Ja. dis waar die vertroue in God my gehelp het en dis die see en. Maar ons is baie keer, ek weet daar's 'n storie van dit waar die ene hy is op verdrink. Hy kan nie lekker swem nie en hy is besig om te spartel en hy gooi 'n verskriklike groot gebed uit van Here, ek gaan dit nou nie maak nie, kan nie my help. En dan kom toe 'n reddingsboot en tel hom in die boot en die ou sê toe maar Here, is right. Ek het reg gekom. Maar dis wat ons baie keer doen is ons kom in hierdie situasies en dis okay, ek het dit, ek kan dit doen, ek. Moses, wat doen jy? Ja. Jy gaan verloor as jy na die Egiptenare toe want hulle is kwaad. Die see is hier so half. Ja. Ek kan nie en ons moet onsself meer in sulke omstandighede ek wil nie sê kry nie want baie keer is dit dan vir moeilikheid soek, maar jy moet nie weghardloop van daai omstandighede af nie want die oomblik waar jy nie op jouself kan vertrou nie, net op die Here, is dit wonderlik. Ja, dit is asof die Here hulle amper wou ontwapen het. Kan ek dit sê? Ontwapen van hulle het nie die militêre vermoë gehad nie, hulle het nie die ingenieurs op daai stadium gehad nie. Dit was regtig of die Here help ons hierso of ons het groot moeilikheid. Ek het dit een keer ek het gesien waar ouens met 'n brug so 'n ding gehang het, gesê tot hier toe het die Here ons gehelp, nou help ons onsself. En daai is baie keer ons motto in die lewe, nee. Jy weet, nou help ek myself, maar ek dink die Here, jy's 100% reg. Ek dink die Here plaas ons baie keer intentioneel op plekke waar as die Here ons nie help nie. Ja, maar dis sy hart is om ons te red. Daai storie trek deur na Jesus toe. Al die stories eintlik is daai die Here wil ons verlos van, maar dis hy wat dit moet doen. Dink jy daar seker een ou wat 'n grappie gemaak het oor Noag nou net hier verbygekom en dan kon ons almal inklim. Maar dit is die storie van hulle sou na 'n klomp stories gekyk het daai tyd en die Israeliete na dit sou verwys het na ons is in hierdie plek en dit is onmoontlik vir ons hier uit te kom. Wat onthou ons? Ons onthou die Here gehelp het. Ja. Want Moses gaan definitief nie, Moses sukkel. Ja. Moses het ons nou hier in hierdie punt gekry, maar God. Ja. En ek dink Moses het dit later vergeet. Ja, ek dink as ons so klein bietjie wegbeweeg, ek dink in Moses se lewe was daai ook 'n baie belangrike kruispunt gewees net, nê? Ja. In sy leierskap, in sy manier vorentoe om op te besef maar God kan iets doen hierso. Ja. Wat die nou sê ek vanmiddag by Engels, die task voor hom was geweldig groot geweest het. En so hy moes van daai oomblik af leer het. Tot eintlik tot hier was dit maklik geweest om julle uit Egipte uit te bring. Ja. Maar die plan Tom Hels tot waar jy die mense bring gaan van jou 'n paar goed vra Moses. Ja. Jy gaan met geloof hê Moses. Jy gaan met gehoorsaam wees Moses. En ons besef hoe hy ook pas sy oomblikke gehad het, nee. Ja. Maar hy moes iets leer daar. Anders sou hy gesukkel het om hierdie klomp weer 'n strewige Israeliete. En ons weet dit het 'n geslag of wat gevat, maar hy moes voorstap. Ja. Nee, daar het 'n klomp goed gebeur en die boublokkies wat dit vir ons vat vir die vertroue in die Here. Dis baie keer kom dit en dat jy net niks anders het as vertroue nie, maar ek dink die Here bou in ons elkeen hierdie pad van vertroue. Die pad van hoe hanteer ek sekere goeders? Wat is my modus operandi of wat is dit wat ek op terugval om 'n sekere ding te doen? Dis as ek iets optel, tel ek met my rug of op my bene. Ja. Dan leer jy met jou bene. Ja. So as jy vassit iewers of as jy sukkel iewers, wat was dit wat Moses nou teruggekeer het? Is dat met jou regterhand sal jy magtige dade doen, maar luister vir God as hy sê gaan raak die water aan of praat met die klip of wat ook al dit mag wees, is daai onthou dit
wat is dit wat ons altyd gedoen het? Ons het vertrou op God en dit het gewerk. Ja. Nie op ons eie nie. Maar ons doen dit andersom baie keer. Ons vertrou op onsself en dan vra ons vir die Here om onsself die mag te gee. Ja. I mean, Moses kon vir krag gebid het. Hy kon vir sulke maase biceps gebid het om die water te klap, maar dis die see. Dis een van die goed van, daar's nie veel goeders wat teen as water wil beweeg, ja. dan beweeg water. As jy nou kyk na die wat se daai tsunamies wat gaan, jy kan niks doen nie. Jy kan, daar's 'n paar mure van Japan wat bietjie gehelp het, maar as water besluit. Ja, kom maar. Moses kon probeer dit is die see, dis 'n onophoudende hoeveelheid. So al wat hy geweet het is dat God. En dis wat ons moet doen. As dit so klein is of so groot is, God. En as ons miskien die vliegtuig kan land, die wonderlike gedagte in die storie is dat die Bybel sê dat die Here het Farao en sy magte vernietig. Ja. Dat nooit hoef Israel met hulle koppe agtertoe te kyk en te wonder. Ja. Wanneer gaan Farao kom? Gaan hy kom? Het hy besluit dat die Here vernietig hulle vyande net daar net. En dis die wonderlike skuif as ons die einde kom van die reeks, ons skaak maar die Here maak die skuif, dat wanneer die Here ons vry maak, dan maak ons heeltemal vry. Hoef ons nie agter ons te kyk. Ja. En ons onsekerhede en ons vrese en ons sondes die toe Jesus sê dit is volbring, Ja. was dit genoeg gewees het. En dis wat die Here wil doen in ons lewens. Hy doen 'n volkomme werk hierdie. Ons hoef nie agter ons te kyk en te wonder oor die spooke van gister nie. Ons bring daai spooke in lewendig. Ons bring hulle terug uit die graf van die see uit. Die Here het hulle oorwin deur sy krag, deur sy vermoë. Niks wat ek gedoen het nie. En ek dink dit is wat so mooi was van die stories, dat die Here vir hulle sê, ek maak 'n einde aan jou vyande. Dis klaar. En dit was op so 'n punt wat die reël was vir die konings, is dat jy nie mag verhouding of handel dryf met Egipte ooit weer nie, want dit is hoe finaal dit was wat ons met Egipte gedoen. Ons breek met Egipte heeltemal. Klaar. En nou een van die goed wat die volk toe nou weer agteruit gebring het, Salomo, dit was een van die goed wat hy gedoen het. Sy het handel gedryf met Egipte. Maar dis nou vir 'n ander storie, maar dit is wat ons ook baie doen. Ons vergeet generasies. Wat is my oupa, ouma, oerouers mee besig? Wat was Moses mee besig? En kyk na dit en hy het gesê dis klaar soos klaar. Ja. En ons moet vashou aan dit. Dat ons nie dieselfde foute herhaal nie. Dat ons nie die vertroue verloor. En dis deur ander stories ook te kyk, om te sien, maar hierdie ouens ons het gisterand so met 'n mannegroep, toe die ouens begin deel, en die land gaan deur 'n moeilike tyd met ouens wat hulle eie lewens neem, wat verskriklik is, maar hier soort ouens wat stories vertel het van hoe die Here hulle gehelp het, wat dan ander kan help. Dis ongelooflik, dis daai wat ons kan onthou, ons staan voor 'n see, of jy staan voor wat ook al dit mag wees, en jy hoef nie terug te kyk nie, want God is voor, sy belofte is voor, en maak nie saak wat voor lê nie, hy is voor. Ek is wat ek is. Ja. Wonderlik. Dankie Rias, jy het 'n mooi dag. Selfde Gerrie.